Ek gaan nou vra dat my vriende hier voor die kansel sal verskyn. Dis Miku Ferreira en Janey Jansen van Vieren, Ansonay Niemand, Hendrik Nordman, Nadia Rix, P.J. Strauss en Christine Venter. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die openbare belydenis van geloof gee aan die verbondskind, waaraan die verbondsdoop aanvanklik bedien is, gee aan die verbondskind die geleentheid om voor God en die gemeente rekenskap te gee van sy of van haar, van hulle persoonlike geloof. Dit beteken dat die verbondskind die genade wat God in die doop aan hulle gebied het, bewustelik deur die geloof hulle eie maak. Die openbare belydenis van geloof is 'n gelofte van volle toewyding aan die Here, die koning van die kerk. Dit beteken om te lewe volgens sy woord, om getrou die erediens by te woon en aan die werksaamhede van die kerk deel te neem, om te volhard in gebed en om God deur woord en daad op alle terreine van die lewe te verheerlik. Dit is 'n gelofte om deur die krag van die Heilige Gees in die geloof te volhard en steeds daarin te groei. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die ouderlingraad het met vreugde daarvan kennis geneem dat u begeerig is en gereed is om as volwaardige belydende lidmate van hierdie kerk toegelaat te word. U het in die Christelike leer onderrig ontvang en u het die ouderlingraad van u kennis van die woord van God en die belydenisskrifte as ook u voorbeeldige lewenswandel oortuig. En om as belydende lidmate toegelaat te word, moet u dan nou opreg en bevestigend op die volgende vrae antwoord. Is u daarvan oortuig dat die Bybel die enigste en onfeilbare woord van God is, dat dit die ware en volkome leer van die saligheid bevat, dat niks daarby gevoeg of daarvan weggeneem mag word nie, en dat die belydenisskrifte van hierdie kerk, hoewel ondergeskik aan die Bybel, met die Bybel ooreenstem en daarom onderskryf moet word. Is u daarvan oortuig dat hierdie kerk waarvan u nou belydende lidmaat wil word, hierdie Bybelse leer as die ware en volkome leer van die saligheid verkondig? En verklaar u dat bogenoemde leer u persoonlike geloofsoortuiging is en beloof u om alle leringe wat daarmee in stryd is te verwerp? Verklaar u dat dit u voorneme is om in die krag van die Heilige Gees tot aan die einde van u lewe in hierdie leer te volhard? En verklaar u dat u in die volkome soenverdienste van die Here Jesus Christus glo en dat hy u persoonlike verlosser en saligmaker is? Bely u dat u die drie-enige God liefhet en bely u om hom van harte te dien, gereeld tot die Vader te bid, die naam van die Here voor die mense te bely in die krag van die Heilige Gees, ook teen alle versoekinge te stry. Beloof u om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem en beloof u om u aan die kerklike opsig en tug te onderwerp. Wat is hierop u hoorbare antwoord aan God drie-enig? Ja, Wonderlik. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle voor hierdie getuies afgelê het, wat julle so pas voor God afgelê het, verklaar ek op gesag van die ouderlingraad dat elkeen van julle nou belydende lidmate
van die Afrikaanse Protestantse Kerk Lichtenburg is, met toegang tot die sakramente en al die voorregte aan lidmaatskap verbonde. Geliefdes broers en susters, God het julle geroep om in hierdie wedloop van die geloof al julle kragte in te span. Volhard daarin met siel, met liggaam, siel en met gees. En liewe gemeente, God het hierdie verbondskinders van hom tot geloofsvolwassenheid gebring. Natuurlik groei elkeen van ons nog steeds in die geloof, tot geloofsvolwassenheid gebring om as lede van die liggaam van Christus hulle gawes en hulle talente aan die hoof van die kerk, Jesus Christus, te wy. Stel die gawes wat u van God ontvang het, ook in diens daarom van sy kerk. Bid vir mekaar en werk met mekaar saam, dat die liefde van Christus as band u saambind tot 'n getuienis in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Almagtige Hemelvader, somtyds Here, somtyds weet ons nie of ons vrolik moet wees en of ons nou juis moet huil nie. Want as ons sien hoe vinnig ons kinders groot word, en as ons sien, Here, hoe dat u as die pottebakker hulle vorm, dan kom daar trane van blydskap uit. Bly, Here, omdat u die verbondsgod is, en omdat u met ons en ons kinders 'n verbintenis aangegaan het. Omdat u ons God is, en omdat ons u kinders wil wees. Ek dank u vir hierdie geleentheid, en dankie Here dat hier soveel getuies, familie en vriende kan wees, wat dit ervaar. Wil u elkeen van hierdie jong mense verder voed, met die brood van die ewige lewe. Wil u elkeen van hierdie jong mense laat groei, wil u ons saam met hulle laat groei, sodat elkeen van hulle ook 'n sieraad in u koninkryk sal wees. Daarom bid ek, Here, seën ons saam met hulle, sodat ons altyd ambassadeurs van Christus in u koninkryk sal wees. Dit vra ek in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Ek gaan vra dat hulle net sal omdraai na die gemeente toe, en dat ons vir hulle, ons kan net so bly sit, dat ons vir hulle die seënbede van die Here uit Psalm 134 vers 4 sal toesing. Terwyl hulle sitplekke inneem, wil ek weer die geleentheid gebruik. Dis hoekom ek vroeër vanoggend die woord by voorbaat gebruik het. Baie geluk met elkeen van julle, saam met julle ouers en julle familie en julle vriende wat hier is. Dit is uiteraard vir my 'n wonderlike geleentheid. Ek dink die van u wat my nie ken nie, sal my besef, is baie geluk. Wat kan ek meer sê? Kom ons preek liewerster
vanoggend. So, dit sal 'n bietjie beter gaan. Kom ons blaai in die woord van die Here in die Nuwe Testament na 2 Korintiërs 4 en ek wil graag hê ons moet lees uit 2 Korintiërs 4 vers 1 tot en met vers 7. Ek gaan nog 2 verse bysit wat ek na die tyd gesien het wat belangrik is en wat kosbaar is. Vers 7 gaan steeds ons teksvers bly en die tema van die prediking vanoggend, ons skat in Erdekryk. En jy sal weet, die woord van die Here praat vanoggend met elke een van ons, met my ook. Maar ek wil in besonder vir julle sê, hoor mooi, dis wat die Bybel, dis wat die Here deur sy woord vir julle wil verkondig, vir julle wil vertel, vir julle wil herinner aan, ons het 'n skat in Erdekryke. Maar goed, dis op bladsy 1473 in die Nuwe Testament in die Bybel wat ek hier van die kansel af gebruik. En voordat ons hierdie eerste 9 verse van 2 Korintiërs 4 lees, kom ons bid eers saam. Almagtige Here en Hemelvader, ons kan nie anders as om soos die hemel uit te roep, heilig, heilig, heilig is die Here God. Ons kan nie anders nie, Here, as om vanoggend ook uit te roep, saam met hierdie hemellinge en hemelkore, dankie, dankie, dankie. Dankie dat U ons in genade aansien. Dankie, Here, dat U woord ons leer dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat ons nie nodig gehad het om te soek nie, maar dat U deur U Gees vir ons gesoek het en ons harte gegryp het. Dankie vir U genade in ons lewens, U barmhartighede wat elke oggend vir ons nuut is. Wil U, o Vader, ons ook barmhartig wees deur die werking van U Heilige Gees, wanneer ons vanoggend hier uit 2 Korintiërs 4 lees. Want mensewoorde kan nie verduidelik nie. Mensewoorde, Here, is ook nie geloofwaardig nie. Maar U kan verduidelik en U kan die woord laat ontvou deur U Heilige Gees, want U woord is geloofwaardig. Daarom bid ek dat U ons gedagtes sal blind weg van die wêreld daar buite, dat U ons harte oop en ontvanklik sal maak, sodat hierdie woord wat U wil is, ook kan inbrand in elkeen van ons harte. En dit bid ek in die naam van ons koning, ons verlosser en ons saligmaker, wat sit aan die regterhand, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. 2 Korintiërs 4, ek lees vanaf vers 1. Jy sal sien die opskrif daar, die van die wat saam met my volg, Jesus Christus, die enigste onderwerp van die prediking van Paulus, die apostel Paulus. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as diensknegte om Jesus wil. Daar die woord wat in die Grieks gebruik word vir diensknegte is in werklikheid slawe van Christus. Ek lees verder van vers 6. Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig
van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Ons lees net tot sover, gaan weer vers 7 lees, wat die teksvers vir die prediking is vanoggend. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Dit dan vanoggend die wonderlike woord van die Here en mag dit geseënd wees in elkeen wat luister se harte. Geliefde broers en susters, vanoggend wil die woord van die Here vir ons sê dat ons nie moet tou opgooi of moet verloor in hierdie wedloop, in die geloof. Want ons het hierdie skat in erdekruike. En kom ons praat vir 'n oomblik net eers oor erdekruike waarvan die Bybel hier praat. In eie tyds Afrikaans, ek dink kan ons met reg, kan ons dit kleipotte noem. En kleipotte het ontsettend baie waarde in die destydse samelewing in die Bybelse tyd gehad. Kleipotte is met groot sorg deur die pottebakker van wie ons vanoggend gesing het, deur die pottebakker gemaak. Elke pot noukeurig deur die hande van die pottebakker. Geen massaproduksie wat daar in vandag se tye bestaan. Elkeen van die potte is gebak vir duursaamheid, gebak in 'n oond. Die Grieke, so terloops, het 'n bygeloof gehad oor hierdie bakproses, want hulle kon nie glo dat hierdie sagte klei, wat jy sommer maklik in jou hand kan druk, so hard kan word in 'n oond nie. En daarom het die Grieke van destyds gemeen, dis een of ander god wat binne in hierdie oond die potte so hard laat word. Hierdie kleipotte, kan jy vir jouself dink en sal jy weet ook, was ideaal om basies enige iets daarin te bære. Kleipotte, wil ek sê, was in vandag se dae amper soos camfruit bottles, die van die wat nog inmaak en nog camfruit bottles gebruik, of soos tapperware. Elkeen van ons, dink ek, het 'n plat gesê plastiek kas, nie waar nie, waarin die bakkies gebære word. Want iemand onthou, die mense in die Bybelse tye het nie papiersakke gehad of plastiese sakke of bottels of kartonne gehad nie. Mense het byvoorbeeld hulle koring, hulle meel, olie, selfs hulle wyn, alhoewel die dominee dit nou nie hard wil sê nie, maar selfs hulle wyn, o ja, ek het so 'n potjie saamgebring, amper vergeet ek. Wie van julle ken, sal weet van hierdie ou 1 gallon kannetjies. Ja, hierdie een is een wat iemand vir die kerk, vir die susters aksie geskenk het. So dis nie my gallon kannetjie wyn wat ek leeg gemaak het nie. Iets soos die, kan ek kom hier neersit vir 'n oomblik. Mense het selfs hulle wyn in hierdie kleipotte gebære. En as hulle iets vir lang tye in hierdie potte gebære het, dan is die pot aan die bokant iewers die deksel geseël met baie was. En volgens oorlewering, jy kan dit ook gaan lees op die internet, dis waar ek ook maar baie van my inligting vandaan kry. Google is your friend, mos sê die jong mense vir my. Volgens oorlewering het die Indiane van Suid-Amerika duisende jare gelede mielies opgeberg
in enorme groot kleipotte. Mense, broers en susters, het selfs geskrifte, in ander woorde in ons Afrikaans boeke, in potte bewaar. Ons weet daarvan die Qumran geskrifte, party van u sal die woord ken, of die dooie see rolle, wat dele van Bybelboeke is in kleipotte, in grotte gebere en weggesteek in die tyd toe Jesus op aarde was. En as ek dit ook net terloops kan noem, hulle het dit eers hier in die 1940s, vorige eeu, die 1940s en 50s, het hulle dit ontdek, 2000 jaar bykans later. Kleipotte, broers en susters, was veelsidig of meer doelig, so bruikbaar, iets waarsonder elke huishouding moeilik oor die weg sou kom. 'n Kleipot wat met sorg gemaak is, kan ook, net soos die ou bakkie of die camphorutbottel, oor en oor en oor gebruik word. Het was duursaam, belangrik om het te onthou, het was nuttig gewees. En ons kan sê bykans noodsaaklik vir elke huishouding. Maar kleipotte, sal u ook weet, kan ongelukkig maklik breek. En dit is byvoorbeeld hoe hulle hierdie Qumran geskrifte in die kleipotte ontdek het. In Israel, destyds in die vorige eeu, het 'n jong man, 'n skaapwagter, het skape opgepas en soos wat die meeste van ons maar is, en veral toe ons jonger was, as jy 'n gat sien, 'n groterige gat, dan gooi jy 'n klip daarin, en hy het so gemaak en hy die klip ingegooi, en toe die klip val onder, het hy gehoor, daar breek 'n kleipot. En dit was naby die dorpie met die naam van Qumran. En hy wou toe gaan kyk, soos wat die meeste van ons, miskien moet ek weer net die manne uitsonder, hy wou toe gaan kyk, maar is daar nie iets in hierdie kleipotte nie? Eintlik het hy gedink, daar's 'n skat weggesteek, wat mense het muntstukke ook in kleipotte gewerk. En op so 'n manier het hulle hierdie tientalle Bybelse geskrifte gekry, ontdek, of dele daarvan, wat dateer uit die tyd van Jesus toe hy op aarde was, en selfs vroeër as dit. Kleipotte was met ander woorde alledaags, en daarom het die lidmate vir wie Paulus hierdie brief in Korinthe geskryf het, hulle het hierdie beeld of hierdie metafoor baie goed verstaan. Veral toe hy gesê het, ons het hierdie skat in erdekruike. Hulle het ook maar al te seker geweet hoe duursaam en hoe nuttig dit in God se koninkryk is. Maar hulle het ook geweet hoe maklik 'n pot kan breek. Die skat waarvan Paulus hier praat, is natuurlik die evangelie. Die goeie nuus in Jesus Christus, wat die Heilige Gees in ons werk, sê die Bybel, die openbaring van die Gees, ek wil vanoggend sê, die brandwerk aan die binnekant, dat Jesus met sy bloed vir ons sondeskuld betaal het. Elke gelowige, elke kind van die Here het hierdie skat in hom of haar, want die Heilige Gees het gekom en hierdie skat daar kom insit. Maar ons besef ook, broers en susters, hoe breekbaar ons soos 'n kleipot is met die evangelie skat binne in ons. Breekbaar want niemand van ons is sonder foute nie. Breekbaar want soms is ons traag om hierdie evangelie skat sigbaar te maak.
Paulus self het daarvan gepraat. Verskeie plekke het hy daaroor geskryf op 'n stadium net so enkie later in hierdie selfde 2 Korintiërs brief, 2 Korintiërs 12, praat hy oor sy eie fisiese swakhede. En hoe dat hy daaroor met die Here geworstel het. Sal onthou hy praat van die doring in sy vlees. En hoe dat hy gebid het dat die Here dit van hom af moet wegvat. En hoe dat die Here dit nie weggevat het nie. En gewoon vir hom gesê het, my genade vir jou is genoeg. En Paulus is nie 'n beter gelowige as wat enigeen van ons is, wat aan God die Vader behoort nie. Ek bedoel om te sê, dat Jesus se genade vir Paulus nie groter was, as wat dit vir ons is nie. En daarom moet ons kan weet, elkeen van julle moet kan weet, die Here sê ook vir jou, my genade vir jou is genoeg. Hierdie metafoor gaan selfs nog dieper, want in vers 6 praat Paulus van lig wat in die duisternis moet skyn. En dikwels het hierdie mense van ouds gekraafde potte as lampe gebruik met die lig wat deur die krake geskyn het. En dit sê maar net vir ons dat God ons selfs en steeds gebruik, al is jy miskien, of al dink jy, jy's 'n ou gekraakte pot. Maar veel eerder sê hierdie kleipot metafoor dat jy duursaam is, 'n duursame gebakte kleipot. En dat jy buitengewoon nuttig is. Die wêreld het hierdie skat wat in jou is, het die wêreld nodig. Maar kom ons pas dit toe. Dit beteken elke gelowige is duursaam deur God voorberei en word nuttig deur hom gebruik om die kosbare skat van die evangelie in hom of haar te hou. En is jou verantwoordelikheid as kind van God die Vader om die mense rondom jou met hierdie skat te beïnvloed. Mense is beïnvloedbaar. Ons almal is in 'n mate vatbaar of kwesbaar vir invloede van buite. So kan 'n volksheld of volkshelde invloed op mense lewe hê. Mense sal die volkshelde se sienings hulle eie maak. Sangers het 'n groot invloed op baie mense, nie waar nie? Veral op jong mense. Party van die jong mense wil praat soos 'n sanger. Party van hulle trek aan soos hierdie sangers of sangeresse. Party van hulle sny hulle hare en hulle kam hulle hare soos hierdie sangers. Ouers het 'n enorme invloed op hulle kinders, veral in die eerste 20 jaar van hulle lewens. Mense het rolmodelle in hulle lewens en ouers is kinders se rolmodelle tot op ten minste 8-jarige ouderdom. Maar dink vir 'n oomblik aan jouself as 'n rolmodel. En ek is nie besig met hoogmoedigheid of een of ander verwaandheid nie. Ek weet ons is nederig. Ons dink nie maklik aan onsself as rolmodel, maar dink net vir 'n oomblik daaraan. Vir hoeveel mense dink jy is jy 'n rolmodel? Hoeveel mense beïnvloed jy met die dinge wat jy sê? Hoeveel mense beïnvloed jy met die dinge wat jy doen, met jou optrede, of met die keuses wat jy maak? En ons kan vanoggend sê dit het ten minste 'n invloed op die kinders rondom ons. Nie net jou eie kinders of jou kleinkinders nie, maar ook ander kinders wat jou sien en hoor
Want dit is een van die belangrikste maniere waarop 'n kind leer, is nabootsing. Dink maar aan 'n babietjie, 'n klein babietjie wat leer praat. Baie van u sal die Sasol advertensie onthou. Hoe die ouma en die oupa daar op die stoep sit en hulle sê vir hierdie babietjie, sê oupa. Hulle rond daai mond so, want oupa wil hê die babietjie moet eers sê oupa en ouma wil hê sê ouma. Die babietjie moet eers ouma sê. Hulle wil hê die kind moet hulle naboots. Dis hoe kinders leer. En hulle gaan jou waarskynlik naboots totdat hulle self ook al ou mense is. Of voel dit dalk nie vir jou so nie? Ons neem hierdie invloed op ander mense nog 'n bietjie wyer. Wat se indruk sou jy sê, maak jy wanneer jy in 'n winkel instap? Praat nou van sonder woorde. Of miskien in die koöperasie instap. Of in 'n restaurant instap. Hoe beïnvloed jy ander mense, selfs net met 'n glimlag? Is dit 'n positiewe invloed of is dit dalk 'n negatiewe invloed? Kan mense die vriendelikheid in jou raak sien as vrug van die Heilige Gees? Die mense wat op sosiale media is, Facebook of Instagram, en ek weet daar's nog 'n paar, Snapchat, TikTok, wat ook al, ek is nie op daai nie, so ken nie hulle name so goed nie. Hoe lyk dit wat die wêreld op hierdie platforms van jou kan sien? Wat se woorde lees hulle wat jy skryf? Elke foto wat jy plaas of wat van jou geplaas word, vertel vir die mense wat daarna kyk 'n storie. En as 'n mens net die agtergrond ken nie, dan maak die mense wat daarna kyk dikwels hulle eie storie. So kan ons aangaan oor die woorde wat mense skryf, waarin jy deel van hulle karakter kan sien uitkom. En dis hartseer om te sê dat dit baie keer nie gees vervuld lyk nie. Die tweede brief aan die gemeente in Korinthe sê soveel van Paulus se eie lewe. En hy was en is 'n rolmodel vir baie mense. Maar Paulus, broers en susters, probeer nie beïndruk dat mense hom as 'n rolmodel moet sien. Nee, hy vertel eerder of hy wys eerder wie die ware rolmodel van die wêreld is. Jesus Christus. En in ons teksvers, vers 7, gaan hy so ver om te sê, julle wat glo moet vir die wêreld wys wie Jesus Christus is. Dit is die skat wat in ons erdekryke is. Maar dit moet ook vir ander mense 'n skat word, waarvan hulle uitvind. Jou lewe wat jy leef, moet dit vir ander mense wys. Dit moet by elke gelowige 'n lewenstyl wees. Dit moet jou lewenstyl wees om in alles wat jy doen en sê, die evangelie, die goeie nuus in Jesus Christus te leef met opgewondenheid. Dat hy ook jou verlosser en jou saligmaker is. Jy sien, dit kom weer neer op gesindheid. Of kom ons gebruik vanoggend die woord fokus. En dan woorde, probeer eintlik sê, mens met jouself vra. Fokus ek op myself, of is die fokus op die koninkryk van God? Want as jou fokus op die koninkryk van God is, as jou oog
gerig is en vas is op die Here Jesus, dan gaan jy mos hierdie skat in 'n erdekryk hê om te gebruik in sy koninkryk. As ons hierdie metafoor verstaan, dan het vers 8 en 9, en dis hoekom ek later besluit het om dit by te voeg, dat vers 8 en 9 nie verduideliking nodig nie, as dit sê, in alles word ons verdruk. Die geloof word ons verdruk. Maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie, want ons weet, Jesus is ons raadsman. Ons word vervolg, maar ons weet ons is nie verlate nie, want sy Heilige Gees is altyd by ons. Neergewerp. Omstadiums in jou lewe, dat jy voel jy word plat op die grond neergewerp. Maar niemand kan ons vernietig nie, want niks kan ons skei. Niemand kan ons skei van die liefde van Christus nie. Mag elkeen van ons die skat binne in ons meer en meer ervaar en meer leef, sodat die wêreld kan sien, ons is kinders van die lewende God. Veral vir my jong vriende hiervoor, en vir elkeen van u ook. Stryd die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê. Amen. Kom ons bid saam. U is driemaal heilige Here, Vader, Seun en Heilige Gees. U is die Skepper, U is die Verlosser, en U is ook die Trooster van hierdie wêreld. En ons kan nie anders as om in diepe ontzag vir U, om in nederigheid voor U genade troon te buig. Niks wil ons doen nie, Here, niks wil ons sê wanneer ons in U genadekamer ingaan nie. Ons wil net diep buig en afgaan ondertoe. Omdat U ons in genade aansien. Omdat U, Here, deur die werk van ons Here Jesus Christus, deur sy bloed, vir ons ook toegang gegee het tot U genade troon. En ek bid dat U met elkeen van ons sal wees wat vanoggend na U woord geluister het. Here, is soveel mense wat ek nie ken nie, maar ek weet dat U hulle ken. Ek weet, Here, dat U hulle harte ken. Ek weet dat U die omstandighede van hulle lewens ken. Daarom bid ek, as daar beproewing is, as daar loutering is, suiwering is, dat U vir hulle ook genadig sal wees. Here, daar is toch soveel dinge waarmee ons sukkel in hierdie lewe, en waarmee ons worstel. Siekte miskien, ouderdom, verhoudings, vriendskapsverhoudings, familieverhoudings. Vra waaroor ons worstel. Dat U, Here, ook daarin sal antwoord en genesing sal gee, en sal uitred waar dit nodig is, antwoorde sal gee.
En ek bid dat U met ons elkeen sal wees in die res van hierdie dag, in die res van hierdie week ook, wat vir ons voorlê. Here, die toekoms ken ons nie. Maar ons weet U ken die toekoms, want U het dit bepaal. Daarom bid ek dat U ons naby sal wees en dat U ons genadig sal wees. En ek bid dat U ons sal bewaar van die bose. En ek bid dat U ons werke sal seën, dat dit goed sal wees in U oë, maak nie saak waar in hierdie wêreld ons is nie. Al is ons in 'n werkswinkel of al is ons in 'n kantoor, al is ons in 'n klaskamer, in 'n kombuis of op die wenakker van die land, dat U, Here, ook daar ontfermend teenoor ons sal wees, dat U ons sal seën. Ek dank U, Here, dat ons vanoggend weer eerstens kon sien hoe dat U aktief is in die natuur daar buite en hoe dat ons dit ook kon hoor. Hoe dat ons kan sien dat dit U is wat die wolke beveel. En wat ook in daardie opsig genadewater uitstort. Wil U, Here, vir ons ook daarin seën as dit U wil is. Ek bid, gee dat elkeen van ons in hierdie week met absolute dankbaarheid teenoor dit wat U vir ons gedoen het in Jesus Christus, ons lewens sal leef. En dit vra ek ook in sy heilige naam alleen.